Ons Hemelvader, U woord lê voor ons oop, wat 'n ongelooflike voorreg. Soos ons hier sit, het ons baie keer 'n klomp Bybels en ek self, maar daar's mense wat nie Bybels het nie. Here, in hierdie Kerstyd wil U dat ons daaraan sal dink dat 'n Bybel eintlik een van die grootste geskenke is wat ons iemand kan gee. Dankie dat ons vandag U verjaardag, U seun se verjaardag kan vier. Nou weet ons, daar is baie diskrepansie en mense sê, maar hierdie dag is nou nie eintlik die werklike dag nie. Maar ons moet net so 'n bietjie verstaan wat U maak met tyd. In die seun se tyd, toe hy hier gebore is op aarde en deur die normale gevaarlike geboortekanaal gegaan het, om solidariteit met ons as mens te verseker, het die tydbegrip totaal anders gelyk as wat dit nou lyk. En ek weet daar is baie redenasie rondom Kersfees en die liggies en die geskenke, wat eintlik 'n wanvoorstelling is van dit wat U bedoel het. Maar Here, dankie dat te midde van al hierdie redenasies, dat ons hierdie dag op sy kan sit, as familie saam kan wees, om U verjaardag te vier. En Here, as ons kinders gedink het, dit is hulle verjaarsdag, dis nie hulle verjaarsdag nie. Dis die seun Jesus Christus se verjaarsdag. En wanneer ons geskenke vir mekaar gee, en ons kinders gee hulle geskenkies vir 'n maatjie, omdat hulle vir hulle lief is en omgee, moet ons as ouers hulle nou nie keer en sê, hey, ek het hierdie geskenk maande gespaar om hierdie geskenk vir jou te koop, en nou staan ek gee jy hom sommer vir 'n maatjie. Aanvaar die prediking van die kind, want dit is eintlik waaroor Kersfees gaan, is om verander ook te gee. Dankie vir die liefde en die trou, dankie vir almal wat vanmôre hier kan wees, die wat op die paaie is, seën hulle met veilige reise. Here, dan vra ons met 'n groot hart, laat mense asseblief net ontspan. Mense bid vir 'n veilige reis, en dan jaag hulle soos maniakke om veilig by hulle bestemming uit te kom. Vakansie begin wanneer jy in die voertuig by jou huis klim. Ontspan. As jy by 'n groot winkelsentrum 3 kwartier sukkel om net om uit die parkering uit te kom, dan sit ook maar so. En dan ontspanne mense, en jy gesels met mense, en jy kuier in die kar. Want Kerstyd bring vrede en rus. Seën die oordeenking van die woord, en laat ons dit wat ons vandag hoor, verander gaan vertel. Deur hierdie jaar, gee vir ons geleenthede, om met maats, vriende, selfs ons vyande, te gesels oor die diepe waarhede van U woord. En dit bid ons in die wonderlike naam van die seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, die skriflesing is vanmôre Lukas hoofstuk 2 vers 6 tot 7. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Die tema vir vanmôre is geen plek in die herberg nie, maar plek in die hart. Ons leer dat die wyse manne van ver gekom het, om lof en eer aan hierdie kindjie te bring, die koning to be van die wêreld. Kersfees is vir baie mense 'n tyd van liggies, geskenke en voorbereidings. Maar Lukas herinner ons aan 'n verrassende waarheid. Toe die Verlosser Jesus Christus gebore is, hy die Verlosser van die wêreld, was daar geen plek vir hom nie. Nou ons moet onthou, dit was 'n besige tyd. In ons moderne samelewing, as ons van die geboorte van 'n kind praat, dan die meeste van ons darm 'n datum.
want dis partykeer meestal 'n keisersnee, so en dan knyp ons maar 'n bietjie vas, want ons wil graag hê baba moet gebore word op pa se verjaarsdag of ma of ouma se verjaarsdag nie. Maar in daardie tyd het 'n baba, soos vir baie vrouens deesdae, gekom op die tyd. Nou weet ek, ons het nou die weke bepaal van hoe lank 'n baba vat om te arriveer, en tot op watter weke is dit veilig, of eers onveilig en dan veilig. Maar in hierdie tyd kon hulle nie 'n week of 2 voor die tyd met Google gou kyk waar is daar akkommodasie en die akkommodasie alreeds vooraf bespreek. Jesus baba het gekom op sy tyd. Nou hierdie dat daar geen plek was nie, maak nie dat ons moet dink dat hy onbelangrik was nie, maar eerder omdat mense besig was. Onthou, daar was 'n volkstelling aan die gang, daar was 'n klomp dinge aan die gebeur. Daar was eintlik al 'n ander heidense fees ook oor hierdie tyd wat gebeur het. En soos wat die moslims en die hindoes ook maar geniet om Kersfees te vier, want dis 'n vakansietyd, so moet ons besef dat baie mense het regtig nie geweet van Jesus se koms nie, want hulle het net nog nie daarvan gehoor nie. Hulle was besig met reëlings, met administrasie, met oorlewing, en tog kies God juis daardie oomblik, nie 'n paleis nie, nie 'n troon nie, maar 'n krib, 'n nederige krib om sy seun in hierdie wêreld in te bring in daardie milieu. In die eerste plek is die tema God kom op 'n onverwagte plek. Jesus kon net sowel hier in Ceres of die Groot Mariko of net verdient Bykerwil iewester gebore gewees het. Die seun van God word gebore in eenvoud, nie om ons te beïndruk nie, maar om by ons te wees. Die krib verkondig 'n diep boodskap. God kom waar mense geen ruimte maak nie. Daar maak God ruimte. God dring homself nie op en sê, hoorie, julle moet nou vir Jesus spesiaal hanteer. Stuur boodskappers. Daar was boodskappers wat Jesus se geboorte voorspel het, maar waar is nie regtig duidelik nie. God dring hom nie aan ons op nie. God is onafhanklik en hy weet wat, waar, hoe moet gebeur met wie en hoekom. Hy daag op sag, weerloos, afhanklik, 'n baba afhanklik van ouers. Ek sien nie klein goed hierso. Hulle hou vas aan ma of aan pa, want hulle het daardie sekuriteit nodig. Kersfees leer ons, God werk dikwels buite ons beplande strukture. As ek kyk na die oosterse wêreld, dan word daar, en ook in ons Afrika tradisies, word daar al jare voor die tyd word al bepaal, as koning Goodwill Zwelithini afsterf, dan is die volgende ene alreeds aangestel. Maar God kom en maak inbraak op ons lewens, soos wat hy beplan. Geen plek in die herberg is meer as 'n fisiese probleem. Geen plek in die herberg nie, daardie frase is nie net 'n logistieke uitdaging nie. Dit is 'n hartsaak. Hoe maklik is dit nie om vandag ook geen plek te hê nie. En daar wil ek vir u baie dankie sê vir die families. Ek staan nou hier en vra die Here om my woorde te seën. Maar ek sou eerder daar in daai tweede ry agter daar by die familie wou gesit het. Sê dankie vir die Here dat julle by julle families kan sit. Nou weet ek, ons het maar die gebruik, hierdie jaar is die families hier, en dan is hulle by die kinders se families, en so, en dan raak die dinge partykeer bietjie de mekaar. Maar ons sê dankie vir ons Hemelvader. Ons dink aan die wat vandag alleen is,
die wat nie familie by hulle het nie. Maar vriende in die omgewing, so as julle vandag dink aan iemand wat dalk iewers alleen is, weet ek wat Jesus sou wou doen, is om hulle in te trek en hulle deel van hierdie program te maak. Geen plek vanweë drukprogramme, geen plek weens bekommernisse, geen plek weens selfbeskerming. En tog vra Christus nie 'n suite, 'n strandhuis, 'n cabana of 'n hotelkamer nie. Net 'n krib. Net 'n krib van oorgawe. Die krib word 'n troon wat mense as onwaardig beskou, kom God en hy heilig dit. Daarom is daar drama in jou lewe as daar dinge is wat nie reg is nie. God wag nie totdat jy alles uitgesorteer het nie. Hy kom vandag in ons lewens in en hy kom omarm en verander daardie slegte omstandighede na iets en na mense wat daardeur die lof en die eer aan hom kan bring. Die krib word 'n heilige plek. Die stal word 'n heiligdom. Die baba word die verlosser. Kersfees herinner ons, wanneer ons plek maak vir Christus, word gewone ruimtes heilig. En daarom is nie net die kerk vandag heilig nie, maar ook u huis, daar waar u voorbereidings getref het, waar u as familie gisteraand al kon kuier en heerlik saam eet. Onthou net, saam eet is die voorreg van die oorwinnaars. Ons leer dit in die Bybeltyd. So sit mooi rondom 'n tafel, nie elkeen daai een voor 'n TV en daai een voor die tablet en so aan nie. Ek het groot geword, toe was 'n tablet, was dit 'n pil gewees. Jy het die pil gedrink. Ag, ons het sommer Smarties gedrink. Kan julle onthou van die Smarties? Die verskillende kleure het ons verskillende werke gedoen. En dit het gewerk. Wanneer ons plek maak vir Christus, word gewone ruimtes heilig. In die vierde plek vra God in hierdie tyd van ons 'n persoonlike antwoord. Die vraag is nie, is jou geskenke almal toegedraai? Maar het jy plek gemaak vir my, God drie-enig, in daardie ruimte wat God kom heilig maak? Indien jou familie glo dat hulle moet geskenke ontvang, onthou dis Jesus se verjaarsdag, dis nie ons verjaarsdag nie. En ek dink ons fokus partykeer daarop verkeerd om net vir ons kinders geskenke te gee, maar nie vir hulle te verduidelik van die groot geskenk wat God vir ons gegee het nie. Maak plek in jou hart, maak plek in jou besluite, maak plek in jou waardes, plek in jou daaglikse lewenswandel. En dan kom ons by 2026 om te sê, lê jou planne voor aan God. Vra vir die Here, Here, waar wil u my laat opeindig in die jaar 2026? Of ek nou moet besluit, of ek moet polisie toe gaan, of ek 'n onderwyser moet word, of ek moet gaan studeer, of wat ook al, plaas dit in die hande van ons Hemelvader, en hy sal vir jou hierdie rustigheid en vrede gee, om die regte besluit te neem. Christus het nie gekom om gemaklik te wees nie. Jesus was nie hier op aarde vir vakansie vir 33 jaar nie. Maar hy het gekom om lewens te verander. Daar sal geen plek in die herberg wees nie, maar daar sal plek wees in ons harte. Mag hierdie Kersfees nie net 'n dag wees van herdenking nie, maar 'n uitnodiging. Maak plek vir Christus, want waar hy ontvang word, daar word vrede gebore. En ek gaan dit herhaal. Want daar waar hy ontvang word, daar word vrede gebore. Soos 'n kind gebore is, meer as 2000 jaar gelede, waar ons Hemelvader in ons lewens intree en ons hom dit toelaat, word daar vrede gebore.
Vrede in ons land is nie meer altyd 'n outomatiese faktor nie. Ek is 'n soldaat, maar die Here het tog vir my gesê ek moet in my voertuig moet ek so 'n paar wapens hê. So 'n paar, laat ek vir die persoon wat my en my familie se lewe bedreig, daarom net 'n keuse kan gee. Dalk sê hy nee, is alright, jy kan maar verbygaan. Ek was in Burundi vir 8 maande, en ek sê maar vir u hier, dat mense verwag dat 'n kapelaan, 'n dominee nie 'n wapen moet dra nie, maar na dag 2 het ek 'n Heckler & Koch P7 gaan trek, 'n lekker klein wapen, en dit het nie gelyk asof ek gewapen is nie, want in my jacket, die staalbaadjie, het ek nie 'n wapen opsigtelik gedra nie, maar ek het hom gedra. Maar dit was ook maar net om 'n verantwoordelikheid uit te leef. Ons lewensversekering het daar niks beteken nie. Nou onthou, deur Jesus het ons 'n lewensversekering, it is out of this world. Die lewensversekering wat God deur Jesus vir ons gee, is buite hierdie wêreld. Dit strek tot in die hemel, daar waar dit ook is. Dis nie noodwendig daarbo nie, dis dalk nie by ons, dis dalk nie, ons weet nie. Maar om die ewige lewe te kan beerwe is wat Jesus vir ons gebring het. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemelvader, dankie dat u nie gewag het vir die perfekte omstandighede nie. Dankie dat u gekom het toe daar geen plek was nie. Help ons om plek te maak in ons harte, in ons huise en in ons gemeenskappe. Mag die kind in die krib die Here van ons lewens wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.